Geliefdes, as u die Bybels hier het, kan u blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ons gaan daar saam lees die eerste 20 verse. Jy sal sien die opskrif daar sê die opstanding. Dis seker as jy met die sekulêre wêreld van vandag in redenasie gaan oor het dit nou werklik gebeur of nie, dan is dit seker die teks van alle tekste wat jy kan gebruik, want hier kom sit Paulus dit mooi uiteen en mooi deel, ek sal dit nou vir julle verduidelik, maar dit is seker die gedeelte as dit gaan oor die opstanding van ons Here Jesus Christus, en sien dit opstanding Sondag is, gaan ons juist dan ook hier by 1 Korintiërs 15 stil staan. Voordat ons saam gaan lees uit die woord van die Here, gaan ek vra dat ons broeders staan, sluit ons die oë en bid ons saam. Here, vanmôre kan ons uitroep en uitjubel. Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Letterlik het hy uit die dood opgestaan en die graf is leeg. En dit ekko deur die eeue heen. Ons sal sien vanmôre ook weer in die prediking. Dit word vanmôre oor die wêreld heen uitbasuin. Die dood is oorwin. U het vir ons die doderyk verbreek. Die mag van die Satan en die dood wat oor ons was, is daar nie meer nie. U het uit die dood uit opgestaan. Daarom is daar vir ons hoop. Daarom kan ons vanmôre hier by mekaar kom. En is daar iets om aan vas te hou in hierdie lewe. Here, ons loof en prys U daarvoor. Ons dankie dat ons hierdie genade uit U hand ontvang, wat ons nie verdien nie. Ons dankie dat U vir elkeen van ons wat hier is vanmôre ook hierheen geroep het om hierdie woord te hoor, om dit te oordink. Here, mag U dan ook vanmôre wanneer ons hier by mekaar is en U woord open, deur die Gees ook in ons werk, dat U ons harte en ons verstand sal verlig, dat ons hierdie waarheid in ons hart sal vasmaak. Want ons weet daar is wrede wolwe onder ons. Hulle kom met vreemde praatjies, vreemde leer. Here, mag ons vanmôre hierdie waarheid hoor en dit bewaar in ons harte. Ons dankie vir ons gemeente, ons dankie vir elkeen wat hier is vanmôre, besonder. Maar ons bid ook vir die wat bietjie weg is met verlof, wat op die paaie is, nie hier kan wees nie. Ons bid en vra dat U hand van genade ook oor hulle sal hê. Dat U ons gemeente sal seën en dat ons hier 'n baken van hoop vir U kan wees, dat ons ligdraers sal wees. Dat ons nie net hier op 'n Sondag sal hoor nie, maar dat ons ook hier vandaan sal uitgaan en gaan leef en 'n verskil sal maak daar waar ons tussen ons mense is. Dat ons dit wat ons hoor sal gaan uitdra aan 'n wêreld wat duister is. Here, ons gebed is dan dat U nou met elkeen van ons sal wees, dat U dit rustig in ons gemoed sal maak en dat U tot elkeen van ons sal spreek. Ons bid hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, ek lees vir ons uit 1 Korintiërs 15, die eerste 20 verse. Broeders, ek vermaan julle, dan gaan ek sommer met die eerste woord verkeerd. Ek maak julle, nie vermaan julle, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, en wyse waarom ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, en daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydige geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie,
omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle, dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die Bybel leer vir ons dat die letterlike opstanding van Jesus Christus het plaasgevind. En dat hierdie is eintlik die fondasie, dis die fundament waarop ons Christelike geloof gebou word. As jy dit wegvat, dan het ons niks. As ons die letterlike opstanding uit die Bybel uithaal en sê nee, soos wat hulle nou van deesdae doen, hulle sê nee man, dis nie letterlik nie. Dis simbolies, dis metafories. Dis net 'n beeld. Die oomblik as jy dit doen, dan val die hele ding in mekaar. Dan maak dit nie sin. En dis wat Paulus hier probeer beredeneer. Dis wat ons sien in die gedeelte. En ek gaan probeer om vir jou redelik vers vir vers deur die gedeelte te gaan. Ek wil net vir jou gou eers die breë trekke gee sodat jy nou weet wat om te verwag. Hy gebruik 3 argumente hier. En hy begin eerstens uit 'n argument van gesag uit. Hy sê ek het dit ontvang van die Here af. Ek is 'n apostel, julle erken dat ek 'n apostel is, en hy praat nou met 'n gemeente van Korinthe. Dis nie heidene nie, hy praat nou met gemeentelede. Hy sê julle erken dat ek 'n apostel is. Ek het die gesag ontvang van die Here af. Ek gee vir julle dit nou. So hier is die gesagsargument. Dis vers 1 en 2. Dan kom hy by die tweede deel, vers 3 tot 11, en sê hy, maar hier is ook uit die geskiedenis uit vir julle bewyse. Hier is dit, maar ek lê dit vir julle uit. En dan die laaste gedeelte, vers 12 tot 19, dan sê hy, maar dit is ook logies. Dink die ding net deur, loop dit logies deur, dan kom jy agter, daar's nie 'n ander manier nie, dit moet so werk. En dit is wat hy probeer sê. En hy het hierdie 3 dele, dis waar by ons stil staan. En ek wil dan begin by die eerste deel, die argument van het gesag. Vers 1 en 2 staan, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waarin julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. So Paulus kom na die gemeente, hy was vroeër jare daar, toe het hy nou weggegaan. Nou hoor hy stories, wat gebeur in die gemeente? Nou is daar gerugte wat opkom, nou sê hy nou skryf hy vir hulle, hy sê ek moet julle nou herinner, wat is die waarheid? Hoekom moet hy julle herinner? Want daar het duidelik dwaling gekom. Iemand het nou die pad byster geraak. Hier's mense in die gemeente. Nie heidene nie. Mense in die gemeente, mense wat sê dat hulle kinders van die Here is, het begin om te sê, hulle dink nie Jesus het regtig uit die dood het opgestaan nie. Nie letterlik nie. En die rede hoekom dit so gesê het, want dit het gegaan oor die wêreldbeskouing, die lewens- en wêreldbeskouing van die mense van daardie tyd. Die manier hoe jy kyk na 'n ding, gaan mos bepaal hoe jy jou lewe inrig. So hulle het 'n sekere lewensuitkyk gehad, en die lewensuitkyk van daardie tyd het gesê, mens kan nie die dood uit opstaan. Een van julle al mense die dood uit sien opstaan? My punt, mense kan nie die dood uit opstaan. En dis belangrik om te hoor, want dit is natuurlik presies dieselfde argument wat ons vandag het, in die tyd waarin ons leef. Ons leef nou in 'n, wat ons noem, 'n humanistiese westerse wêreld. Humanism, humanisties. Die mens staan sentraal. En die mens bepaal wat kan en wat kan nie.
soos dit nie vir ons moontlik is. As ek dit nie gesien of geryk of geproe of gevoel of beleef het nie, dan kan dit nie so wees nie. Want dis die mens is die belangrikste. En daarom het ons in hierdie tyd waarin ons leef, hierdie ding dat God word eintlik maar wat ons van God maak. Dat 'n verandering gekom oor die jare in godsdienst. Vroeger jare het die gelowiges geglo, daar's 'n persoonlike God, soos wat ons glo en hoop elkeen van julle wat hier sit ook glo. Daar is 'n persoonlike God en ek het 'n persoonlike verhouding met hom. Maar deesdae is die mense wat sê dat hulle kinders van die Here is, het nie weet dit nie. Daar's baie wat sê, ja, ons is kinders van die Here, maar die Here het maar net 'n tipe van 'n gees of 'n krag geword. Naaste wat ek daaraan kan kom is Star Wars. Nie wel Star Wars gekyk het nie. Waar ons die Jedi's, daai mannetjies met daai breinpakkies aan, wat vir mekaar sê, may the force be with you. Dis wat God geword het. God het maar net hierdie geestes iets geword, wat in die agtergrond maar net daar eintlik is, om ons te help. Daar's nie meer 'n fisiese God nie, daar's nie 'n persoonlike verhouding, en ek stap hierdie pad saam met die Here nie. Dis, die Here is maar net hierdie force, hierdie krag, hierdie gees, wat maar by ons is. En sien, en daarom sit ons met hierdie ding, selfe probleem as wat ons nou sit, met die klomp in Korinthe. Want wat nou gebeur is, nou word jou godsdienst dit wat jy beleef. En dis wat deesdae met die humanistiese wêreld gebeur. Jou godsdienst is wat jy voel. My ervaring van die Here is so en so en so. Dis nie feite nie, dis my gevoel, my oortuiging. En as my oortuiging dan sê, maar mense kan maar sê die dood het opstaan nie. Dan moet die Bybel nou aangepas word om by my aan te pas. In plaas daarvan dat ek my denke verander en sê, nee, wag, hier is die absolute waarheid. So hoekom pas my storie nie in nie? My storie werk nie. My storie is nie logies nie. My storie kan nie werk nie. En daarom moet ek nie die Bybel aanpas nie. Ek moet myself aanpas. En daarom kry ons vandag hierdie mense wat sê, weet jy wat, Christus is baie belangrik. Ek is 'n Christen, Jesus is vir my belangrik. Maar bonatuurlike dinge, glo nie sommer nie. Opstanding uit die dood, nee, nie regtig nie. Ek gaan nie daarby inval. Ken jy sulke mense? Waarskynlik is die van julle wat familielede het wat daai argumente voer, wat sal sê, ja, maar die Here staan in jou hart op. Dis 'n metafoor, dis 'n beeld. Hy staan maar net in jou hart op. En jy dalk nou al 'n bietjie gekrap en dalk sit jy en jy worstel dalk met hierdie ding. Is dit werklik, is dit nou nie werklik? Ons kry sulke mense, want wat skrikwekkend is jy kry sulke predikante. En dit is besig om meer en meer te word. Want die probleem lê by die liberale universiteite wat hierdie goed leer. Dis die professors en die dokters wat hierdie goed vir die jong kinders leer. Vir die jong predikante wat daar aankom. Hulle verkondig dit. Ek het nou weer met die voorbereiding hiervan, ek nou gou gaan kyk wat sê van die geleerdes. Dis my opvallend, dis nou maar net so op die kantlyn. Gaan kyk bietjie na die liberale universiteite, het hulle departement van teologie se benamings verander. Want teologie is die woordjie wat wys na 'n God, is die woordjie theos. Teologie, theos kom daarvan af. Die studie van God. Maar hulle het verander na die departement van religieuse studies. Want ons glo nie meer in een God nie. Daar's baie gode. Dis religion, religieuse studies. Almal kan nou, jy kan gaan leer van Boeddha, of jy kan leer van hulle is almal op dieselfde vlak. Dis wat gebeur, jy sit met hierdie vrotkol by die universiteite. Nou hierdie sekulêre universiteite lei die predikante van vandag op en wat môre vir ons moet preek. En hierdie uitgangspunte van hierdie liberale teoloë is dat Jesus het nie uit die dood het opgestaan letterlik nie. Want die wetenskapdepartement het ons nou gesê dit kan nie so werk. Want die humanisme sê vir ons wat ons moet glo. En omdat die wetenskapdepartement so gesê kan ons nie die teologie nou iets anders sê nie. So ons val nou maar in by die Big Bang storie. Want ons gaan maar daai paadjie. En is nie daar ver nie. Dis nie die Amerikaners en die Duitsers en dis ons mense ook. Nou gaan kyk na ons eie konteks binne ons eie Afrikaanse gereformeerde kerke. Van julle het waarskynlik by Tikkies gestudeer
in die 80s en 90s en die vroeë 2000s. Daar was jy in die NG Kerk Universiteitsoord, daar was 'n Dr. Willem Nicol, wat daar die predikant is, al ken julle van julle hom, ken hom daar. Hy het in 2003, het hulle juist predikantenkonferensie gehad, waar het in die departement van teologie, daai tyd was nog departement teologie, juist kom praat het oor die opstanding van Jesus Christus, die letterlike opstanding. Toe sê Dr. Nicol daar, ek haal dit aan, hy skryf, hy sê, die tyd is eintlik verby dat jy mense in die kerk kan afsny. Dis nou die ouens wat sê, ons glo nie meer in die letterlike opstanding van Jesus nie. Jy kan dit nie meer afsny nie. Daar is in elk geval baie sulkes in die NG Kerk. En dan praat hy nou hier van predikante, hy praat nou nie van die lidmate natuurlik ook. Maar dan sê hy, op hulle eie konferensie, sê hy, ons kan nie 'n predikant onder tug plaas nie. Jy kan nie 'n predikant wat sê, Jesus nie letterlik uit die dood het opgestaan, onder tug plaas nie, daar is te veel. Wie gaan die prediking doen? So jy sien, dis nie iets wat net in Paulus se tyd is, of net daar ver van ons is, dis hier. Dis onder ons eie mense. Ek weet nou nie of ek die NG Kerk nou gebruik, ek dink, die AP Kerk is hoogheilig en geen foute, of die Hervormde Kerk, die Doppers of wie ook al nie. Ons het maar almal ons foutjies. Ons moet almal waak teen die dwaling. Ek wil nie op een kerk pik nie, ek wil net vir jy wys, dis hier, dis nou, dis die goed waarmee ons te doen het. En luister wat Paulus sê, hy sê, daar in vers 1 en 2, ek het vir julle die evangelie gepreek, julle het dit nou gehoor, julle het ontvang, julle staan daarin, en as julle dan dit glo, dan is julle gered. Maar daar is 'n voorwaarde, daar is 'n woordjie as, sê, jy word gered, as jy hierin glo. As jy by die waarheid bly. Want hy sê, anders te glo jy verniet. So wat sê Paulus? Hy sê, as julle die evangelie gehoor het, ek vir julle gepreek, en julle het dit ontvang soos wat ek dit vir julle oorgedra het, en julle hou hieraan vas, dan is jy gered. Maar die oomblik as jy iets anders te glo as dit, dan is jou geloof te vergeef, dit is sinneloos. Met ander woorde, jou vriende wat sê, Jesus het nie letterlik uit die doodheid opgestaan. Daai familie wat sê, nee man, is net 'n beeld. Daai professor, daai dokter, daai dominee, wat dit van die kansels af sê, wat sê, hierdie sentrale boodskap van die evangelie, dat Jesus het letterlik opgestaan. Die oomblik as sê, nee man, dis maar net 'n beeld. Want jy weet, hierdie mense is nie Christen nie. Hulle sê dalk, hulle is, maar hulle is nie. Dis wat die Bybel sê. Jy kan nie 'n Christen wees en nie glo aan die letterlike opstanding van die Here Jesus Christus nie. Want jy haal die essensie daarvan uit. Kom ek verduidelik met 'n beeld, maak het maklik. Jy het al gesien agter, ek het nou nie 'n stoel hier agter my nie, maar baie kansels het met so 'n stoel waar die dominee gaan sit. Nou, dit gebeur baie keer dat die dominee nou vroeg inkom, dan sit hy agter die kansel, dan sing hulle so lank saam, en as die diens begin, dan staan hy op, en dan kom sing hy nou saam, en begin die diens, en hanteer die diens, en as hy amen sê die einde, dan gaan sit hy, en dan doen iemand sê met die afkondiging, so wat ook al geval mag wees. Nou kom ons gebruik die voorbeeld en sê, ek het nou hier gesit op my stoel, opgestaan en begin preek, en die was op stoel te kort. En een van die diakens het hier agter by die konsistorie deur saggies ingekom terwyl ek besig is. Ek sien dit nie. En hy vat my stoel weg, en hy gaan sit hom daar agter vir iemand. En ek sê amen en ek gaan terug, en ek gaan sit. Ek glo met my alles, daai stoel is daar. Gaan my geloof my reg ophou? Nee, ek gaan my nerfdarm afval hier agter. Dit gaan lelik raak. Dit gaan nie gebeur nie. Hoekom? Want die objek van my geloof is weg. Dit is nie daar nie. En Paulus se hele argument is hier, hy sê, as jy glo dat Jesus nie letterlik uit die dood het opgestaan het, dan het jy die objek van die Christelike geloof uitgehaal. Ons het niks om op te sit nie. Ons gaan val. En ons gaan hard val, want dit is 'n ewige val. Dis nie net hier so 'n kruiseer nie, dit het ewigheidswaarde. En daarom sê hy, hierdie doktors en professors en familie en vriende wat sê, nee man, dis net 'n beeld. Dis nie letterlik nie. Hulle is nie Christene nie. Al sê hulle is nie. Dis nie ek wat sê nie. Dis Paulus, deur die geïnspireerde woord, die Gees wat hom geïnspireer het. So met ander woorde, dis God self gesê, daai mense is nie Christene nie. As hulle nie tot bekering kom nie, sal hulle nie die ewige lewe beerwe nie. Dis die eerste argument. Die tweede argument gaan dan vanuit die geskiedenis, dis vers 3 tot
tot 11. So Paulus sê, ek herinner julle, wat het ek julle geleer? Ek sê in vers 3 en 4, wat het ek geleer? Hy sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ontvang het, dat Christus vir die sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. So hy herinner en sê, dis wat ek julle geleer het. As jy gewonder het waarna ek verwys in vers 1 en 2, dis die waarheid, dis waarna ek verwys het. En dan gee hy vir hulle in vers 5 tot 11 'n lysie, en hy sê, hier is mense wat het gesien het. Dan begin hy, dis Sefas en die 12, en die beslag, die Here meer as 500 mense gesien. Hier is almal wat, ek gaan nou nie weer die stuk lees nie, hier is almal wat het beleef het, en die meeste van hulle leef. So wat Paulus hier probeer doen, is hy kom nie om te beklei en die mense in die kerk uit te jaag nie. Hy kom hier aan en sê, jy glo die Here het nie letterlik uit die dood het opgestaan nie, want daar is die deur wat jou voete klap. Jy mag nie hier wees nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy kom en hy sê, broers en susters, dink net bietjie oor. Van julle sê, die Here het nie letterlik uit die dood het opgestaan nie. Hier is vanuit my gesag sê ek vir jou, dis wat het is, dis wat God vir my gegee het, dis wat ek vir julle as apostel gee. En as julle my nie glo nie, want ek is die ontydige geborene, hy noem homself die ontydige geborene, bedoelende, hy het heeltemal die pot misgesit aanvanklik. Hy het die kerk eers vervolg, en toe het hy eers die skille van sy oë afgekom. Sê, as jy my dan nie glo nie, wat dan hierdie vieslike lewe gehad het, hoe ek mense laat doodmaak het vir die geloof, hier's 'n paar ander. En hulle leef nog. Wat natuurlik vir ons nou vandag die troos moet wees, daai mense kon met ander woorde gaan, en hulle kon hierdie mense gaan nader om vir ons te bewys wat dit was so. Hier's die geskiedenis, gaan vra na mense, hulle leef. En dis 'n hele argument. En ek kan nie te veel daaroor gaan nie, ek het al by 'n vorige geleentheid juist daaroor gepreek, ek wil graag dan by die laaste gedeelte kom, en dit gaan dan oor die logika. So hy het nou, die eerste gedeelte is sy gesag, ek het van die Here ontvang, hier het vir julle, ek sê vir julle, dit is hoe dit werk. Hier is die mense wat nog leef, gaan vra hulle, as jy dan nou uit jou wêreldbeskouing dan nou nog steeds nie Bybel glo nie, gaan vra vir hierdie mense, hulle sal vir jou sê. En as jy uiteindelik dan nou nog steeds twyfel, dan sê ek nou, kom ons vat dit nou, dit logies. Ons gaan dit logies hieroor. En hy vat die ding nou op 'n logiese stap, en hy loop hom nou deur. En die 7 dinge wat hy dan hier doen, kortliks. Eerste plek, begin hy dit te sê, as mense nie uit die dood uit kan opstaan nie, dan kan Christus ook nie opstaan. As dit jou wêreldsiening is, as dit die beeld is waarna jy vashou, vers 12 en 13 sê, as dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek. So hy kom lê dit nou maar net as 'n eerste argument. Dis nou waar hy begin. Die ding bou nou op mekaar. Nou die 7 punte en dit bou mooi op mekaar. Nou sê jy moet nou dit begin, daar begin. Christus sê hulle het doodgegaan. Hy was 'n mens, hy het gekruisig. Maar nou sê hulle mense kan nie uit die dood uit opgewek word nie. So dit beteken Christus is ook nie opgewek nie. Eerste ding. Dan volg dit nou logies en sê hy volgende vers 14. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs. En vergeefs ook julle geloof. So die volgende ding is, hy sê dan, hoekom preek julle? Hoekom sit julle in die kerk? Dan is prediking moes glad nie nodig. En dis nou waar dit nou interessant raak, want die doktors en die professors en die geleerdes wat vir ons sê, nee, daar is nie 'n werklikware opstanding nie. Hulle sal vir jou sê, nee, prediking is baie belangrik. Jy moet kerk toe gaan. Natuurlik moet jy, want wie gaan sy salaris betaal as niemand opdaag nie? So nee, prediking is baie belangrik. Julle moet elke Sondag in die kerk kom. En julle moet hoor wat sê die Bybel. Julle moet hoor wat is die waarheid. Julle moet hoor wat God sê. Paulus sê, hoekom? As Christus nie opgestaan het uit die dode nie, wat preek jy? Dan begin prediking 'n morele praatjie raak. Dan sit 'n motiveringspraatjie. Kom, ons kan dit doen. Kom ons vat hande, kom ons doen iets. So asof jy iets kan doen. En dan stap jy uit en dan beskinder jy weer iemand, of jy vloek iemand, of jy skree op iemand, dan as jy maar weer terug by wat? Dan help dit ons nie. Wat help die prediking? Dan sê hy die volgende punt, vers 14 se laaste gedeelte sê, dan is jou geloof ook nutteloos. Maar wat glo jy? Waar nou jy vas? En weer eens sal die geleerdes sê, nee, geloof is baie belangrik. Geloof hou ons staande. Jy moet glo.
Maar wat glo jy? Ek het net vir die voorbeeld van die stoel gevat. Hulle haal dan die stoel weg. En wat? Dat jy val. So, vir wat glo jy? Waaraan? Dat Jesus 'n goeie mens was? Want hy het dood gegaan, en jy gaan ook maar doodgaan. Wat se hoop is daar in die lewe? Die volgende punt, die vierde ding is, jy word dan eintlik as 'n leenaar afgemaak. Vers 15 sê, en dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het. Nou begin hulle sê, maar jy is eintlik 'n leenaar. Nou as jy met hierdie mense sal praat en sê, is dit wat jy sê? Sê ons is leenaars. Sê jy vir jou gemeente, hulle is leenaars as hulle letterlik in die letterlike opstanding van die Here Jesus glo. Nee, ek sê nie jy's 'n leenaar nie. Ja, dis presies wat jy sê. Dis presies wat jy vir hom sê. Want as jy mos nou iets glo wat nie waar is nie, en jy leef dit uit na buite, dan lieg jy. Dis dalk 'n goed bedoelde leenaar, maar jy bly 'n leenaar. En wat hy sê hier is, nog meer as dit, jy's 'n godslasterende leenaar. Want nou sê jy, God het iets gedoen wat hy nie gedoen het nie. So jy lieg nie net nie, jy lieg nou namens God. En as jy dan sê, God het nie werklik waar Jesus opgetrek het dood nie, dan sê ons 'n godslasterlike leenaar. Hulle sal sê, nee, dis nie wat ons sê nie. Maar wat hulle sê, maak nie saak nie. Dis die implikasie, die logika daarvan is dit. Dis wat hulle bedoel. Die vyfde ding is, jy bly steeds in jou sonde. Vers 16 en 17 sê, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Want as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. So, al die mense wat dood is, voor jou, of nie, voor ons daar kom, jy is nog steeds in jou sonde, daar is nie vergifnis vir sondes, jy het nie vergifnis ontvang. Want dis mos die hele uitgangspunt van die Christelike geloof. Ons sê, almal het gesondig in Adam, is almal hierdie probleem, is almal deel aan die sonde, niemand sal dit ontken, wie van julle sit hier wat sonder sonde is? Niemand. So waar kom het vandaan? Is oorgedra van geslag tot geslag, daai saadjie, as jy 'n appelboom plant, kom 'n appelboom op. Adam en Eva was sondaars, jy sal 'n sondaar wees. Ons almal het hierdie sonde, en God sê, hy straf die sonde, hy sê, ons almal ontbreek aan die heerlikheid van God. So iewers te langs die pad met die regverdige God wat gesê het, ek duld nie sonde nie, want hy iewers tog mos nou die sonde straf. En dis wat hy mos gedoen het in Christus. Hy het sy seun gestuur om vir ons die plaasvervangende lam te wees. Dis mos waaroor al daai offers in die Ou Testament gaan, waar ons altyd wonder, moet ons deur al hierdie goed werk. Die een ram na die volgende bul is geslag en is geoffer. Dit moes die mense se koppe draai, as hulle in 'n rigting indruk om te sê, jy hou aan sondig, iemand moet betaal, maar 'n dier is nie goed genoeg nie, het gaan nie werk nie, ons moet iets meer hê, iemand moet kom, 'n mens moet kom, 'n sondelose mens moet kom, om vir ons te sterf. Dis waaroor dit gaan. En hierdie Ou Testament word 'n skadubeeld na die een wat gaan betaal. En nou kom betaal hy, kom neem hy dit weg. Hoe weet ons of die Here of God die Vader daai offer aanvaar het? Daai vir Kain en Abel, hulle het ook al twee offer gebring. Toe sê die Here, ek aanvaar nie Kain se offer nie. Ek aanvaar Abel se. Nou weet ons of God die Vader Jesus se offer vir ons aanvaar het. Wat is die bewys? Wat is ons kwitansie? Ons kwitansie is, ons bewys is, Jesus het uit die dood uit opgestaan. Dis wat God vir ons gee as bewys om te sê, dit is betaal. Ek het dit aanvaar. Julle is myne. Ek wek hom uit die dood uit op. Hier is julle bewys. Dis wat dit is. Maar as jy sê, God het nie letterlik, Jesus het nie letterlik uit die dood uit opgestaan nie, wat het jy? Jy het niks nie. Jy is nog in jou sonde. Jy moet betaal vir jou sonde. Die 6de ding, almal is verlore. Vers 18 sê, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. Met ander woorde, almal wat jy ken wat al dood is verlore, jy gaan hulle nooit weer sien. As jou pa en jou ma of jou geliefdes al oorlede is, dan sal jy hulle nooit weer sien. Want daar is nie opstanding van die dode. Nou is interessant dat hierdie predikers, as hulle mense begrawe, dan sê hulle op daai begrafnisse, sê hulle het nou die tydelike met die ewige verwissel. En hulle is nou by hulle geliefdes. Nee, nie volgens jou redenasie nie. Jy sê dan, daar is dan nie opstanding van die dode. As jy 'n wêreldbeskouing het waar Christus nie uit die dood uit opgestaan as
As mense nie uit die dood uit kan opstaan, soos wat jy nou beweer nie, dan het Christus nie opgestaan nie, dan is jou prediking al die jare verniet, dan is jou geloof verniet, jy is eintlik maar net niks anders as 'n leenaar nie, jy is nog steeds in jou sonde, en jy sal nooit weer jou geliefde sien nie, want daar is nie iets soos die lewe na die dood nie, want dis wat jy sê. Jy kan nie jou brood aan beide kante gebotter hê nie. Dis of die een of die ander. En dan laastens, sê hy, as dit nie so is nie, dan is ons die patetiesste mense wat daar in die wêreld is, vers 19. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop. As dit net gaan oor Jesus nou, hy was 'n wonderlike leermeester, hy is 'n pragtige mens, doen wat hy gedoen het. Sê as dit net op hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Pateties. Patetiesste groep mense wat daar is. Want wat soek jy hier vanmôre? Waarna jy vas? Hoekom sal jy hiernatoe kom? Hoekom sal jy elke dag doen wat jy doen? As daar dan geen hoop is aan die opstanding nie. Hoekom neem jy net jou lewe en kry klaar nie? Vir wat leef jy? Hoekom? Hoekom leef jy nie maar soos jy wil nie? Eet en drink en wees vrolik en môre is jy dood. Jy sien, as jy die ding nou begin logies deurgaan, dan kom jy agter die ding werk nie. Dan kom hy by vers 20 en sê, nou sê ons wat is die waarheid. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. So Christus het opgestaan uit die dode. Hy lewe. Is nie dood nie. Hy lewe. Hy het opgestaan. Wat beteken ons prediking is nie te vergeefs nie. Hierin lê die krag tot redding. Dis hoekom sê die Here sê, gaan uit, gaan verkondig, gaan preek. Jou geloof is nie niks nie. Jy plaas jou geloof nou in hierdie einste Jesus Christus wat deur die Gees opgewek is en daai selfde Gees gaan jou opwek. Vierdens, jy is nie 'n leenaar nie, jy is die ou wat die waarheid praat, al is ons dalk in die minderheid deesdae. Maar ons het 'n roeping om die waarheid te gaan verkondig. Vyftens, jy is nie in jou sonde nie. Jou sonde is begrawe saam met Christus. Daarom is jy 'n nuwe mens. Jy leef. Sestens, die wat in Christus gesterf het, het nie verlore gegaan nie. Ons sal weer ons geliefde sien. Ons sal weer herenig word. Laastens, gaan julle eendag hoor dat ek is op dood. Dan hoor die werk vir Here is nie meer daar nie. Moet dit nie glo nie. Jy mag dit nie glo nie. Want al sterf ek, sal ek saam met die Here opstaan. Ek is nie verlore nie. Sal nie die einde van my wees nie, want omdat Christus opgestaan het, sal ek opstaan, ek leef vir altyd. Daarom is hoop. Dis hoekom hy genoem word die eerstgeborene uit die dode. Jy sê tog mos nie vir iemand, hierdie is my eerstgeborene as jy net een het nie. Die term eerstgeborene beteken, daar is meer. Hy is die eerstgeborene. En die ander sal ook opstaan. Die ander sal ook leef. As jy nie glo aan die opstanding van die Here Jesus Christus, die letterlike opstanding van die Here Jesus Christus nie, dan daar geen hoop vir jou. Niks. Weet jy vir wat jy leef? Daar is geen sin en doel in jou lewe nie. Maar daar is hoop. Hoekom? Want die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons loof en prys U, want daar is hoop. En die enigste hoop, en die enigste troos wat daar in hierdie lewe is dat Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis en het opgestaan het uit die dood. En dis waarop ons geloof bou. Dis die objek van ons geloof. Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser. Here, wil U ons staande hou teen die aanslag van hierdie wêreld. Die dinge wat vir ons geleer word. En dit uit sogenaamde geleerdes se mond. Here, mag ons nie dwaal in ons leer nie. Mag ons bly by U woord en by die waarheid wat vir ons verkondig is en openbaar is. Here, help ons om daarin te staan. En daar waar ons
dalk self oor die jare al begin twyfel het, en self al begin vra het, maar is dit nie dalk maar net 'n beeld, of is dit nie dalk maar net 'n metafoor nie, vergewe ons tog hierdie sonde, Here. Versterk ons vanmôre in ons geloof, dat ons hierin sal vashou, weet, U het opgestaan, U het waarlik opgestaan, en daarom is daar hoop, daarom kan ons leef. Stuur ons dan nou hier uit, as gelowiges met die waarheid, om te gaan verkondig in die wêreld daar buite. Sterk ons die werking van U Gees, en mag ons op die wyse ook U koninkryk gaan uitbou in U naam verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam.